Dag, ek is Dries Neekling en welkom by Arendsvlerke. Ek wil net aan elkeen van julle baie dankie sê dat julle die tyd uitgekoop het om in te skakel en te kom luister en te kom kyk. Ek glo ons gaan baie leer van mekaar en so ook van God. En vandag wil ek bietjie met julle gesels oor wat is jou identiteit in Christus. Ek voel daar's te veel mense wat rondloop met die verkeerde idee van wat hulle identiteit is, wat nie weet wat hulle identiteit is nie, en deur al die seer en die trauma en die storms waardeur mense gaan, het hulle hierdie idee gekry van wat die wêreld vir hulle sê en verwag wat hulle identiteit is. En wees versigtig dat jou identiteit nie in 'n titel is of in 'n posisie is nie. Want ek sien daar's baie mense wat hulle self voorstel met 'n titel. Nou wat gebeur die dag wanneer jou titel nie meer daar is nie? Wie is jy dan? Waar lê jou identiteit dan? En deur al hierdie storms waardeur jy gegaan het, deur al hierdie seer, deur alles, moet dit nie die mag of die autoriteit gee om vir jou te sê wat jou identiteit is nie. Moenie vir enige iemand, die autoriteit gee om vir jou te sê wat jou identiteit is nie. Want niemand behalwe God het jou geroep met die identiteit waarmee jy gebore is nie. En net hy mag jou roep en hy het die autoriteit om jou te roep by daai identiteit. Jy kan nie verwag iemand moet vir jou sê wat jou identiteit is van die wêreld as hulle nie eers self weet wat hulle identiteit is nie. So, ek wil jou vandag net herinner aan wat jou identiteit is en wat die woord sê ons identiteit is. En die woord sê weer die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Nou as jy kyk na Genesis 1 vers 27, is ons geskape in God se beeld. En in God se beeld is ons geskape man en vrou, nie net man nie, nie net vrou nie. Jou identiteit lê in dit wat God sê jy is. En hy sê jy is oorwinnaar. Jy's 'n koningskind. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. En hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Dit is jou identiteit in Christus. Nou, hoeveel van ons loop met daai identiteit? Hoeveel van ons weet dit en besef dit regtig? Want ek voel dat die vyand, daar's te veel aanvalle en die waarheid is dat as jy nie weet wat jou identiteit in Christus is nie, gaan jy sukkel. Ek glo dit, gaan jy sukkel in die geestelike en vleeslike gevegte. Gaan jy nie teen die vyand kan opstaan nie, want jy weet nie wat jou identiteit is nie. So, ek wil hê jy moet hierdie tyd vat en net dink aan weet jy regtig wat jou identiteit is. Ons almal is sondaars en ek het dit al baie gedoen, ek skuldig aan en ek seker van baie van ons waarvan julle wat luister ook sal weet waarvan ek praat, deur te sê ek is 'n sondaar en ek is vrygemaak deur God se genade. Jy is inderdaad reg, jy is vrygemaak deur God se genade. Maar moenie so daaraan vashou en aan alles wat jy verkeerd gedoen het en die verkeerde keuses wat jy gemaak het en besluite dat dit jou identiteit in Christus word nie. Want sien die vyand gaan alles in sy vermoë probeer om jou te herinner aan wat jy alles verkeerd gedoen het. Hy gaan jou minderwaardig laat voel. Hy gaan jou skaam laat voel oor alles wat jy verkeerd gedoen het. Maar moenie so daaraan vashou dat dit jou identiteit en jou persoonlikheid word nie. Want jy is vrygemaak. Jy is deur te sê, Here, ek was verkeerd, vergewe my. En die Here sal jou vergewe. En hy gaan vir jou sê, my kind, kom ons probeer weer. Kom ons doen dit beter. Want dit is ons as mens, hoe ons geskape is om beter te word en te groei. En te leer uit ons foute uit. Ons word van kleins af geleer, leer uit jou foute uit. En dit is belangrik dat ons dit doen. En hoe meer ons die foute maak in die lewe, hoe meer leer ons uit, saam met Christus. En dis kom ons as gelowiges, het die Heilige Gees wat jou sal aankla. Wanneer jy die verkeerde keuse besluit te maak, of jy die verkeerde pad stap, gaan die Heilige Gees jou aankla. En ons weet wat die 10 gebooie is. Almal van ons ken dit. En wanneer jy een gebreek het, het jy almal gebreek. So nie een van ons kan sê ons perfek nie, maar moenie laat dit jou identiteit word nie. Want jou identiteit in Christus is wat die woord sê dit is. En jy is die kop en nie die stert nie. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee.
En hy wat in jou is sterker en groter as hy wat in die wêreld is. En dit is belangrik dat jy dit onthou, en dit is wanneer jy jou identiteit in Jesus Christus gaan vorm en gaan weet wat jou identiteit. Ek wil vandag vir julle vra, hoeveel van julle ken werklik julle identiteit? En as jy eers daaroor moet gaan sit en dink, of as daai klein stemmetjie in jou kop vir jou sê, seker nie, wil ek jou uitnooi, kom by God se voete uit. Maak reg wat reg gemaak kan word. Maar daar gaan 'n dag kom wat jy nie die geleentheid gaan hê om te kan doen nie. En jy gaan by 'n kruising kom. En daar's twee paaie. Die breë pad waarop ons nou is, en dan is daar die stryd in die narrow, soos ons dit ken. Dis die moeilike pad, dis die harde pad. Maar dis op hierdie pad wat Jesus is. En dis op hierdie pad waar jy werklike ontmoeting met Jesus gaan hê. En waar jy gaan besef wat jou identiteit is in Christus. En ek wil julle graag terugvat na die 16 Oktober 2023. Ek was in 'n klein motorfietsongeluk. En die rede hoekom ek sê klein, God is groot. En in die laaste paar sekondes, deur genade het ek die kans gehad om reg te maak. En soos wat ek in die ongeluk was, en dis iets wat ek vir altyd sal onthou, en alles is deur mekaar om jou, en het ek met my mond uitgeroep na die Here toe, en het ek met my lippe bely, maar my hart en my siel het uitgeskree na die Here toe. En is op daai sekonde, in 'n oogwink, wat God ingegryp het, en ek gehoor. En na 7 maande in die hospitaal, in ICU, hoorsorg, het ek besef dat dis 'n wonderwerk dat ek nog hier vandag is, en dat ek met julle die gesprek kan hê. En dis net deur liefde en genade, maar terwyl jy die kans het om daai keuse te kan maak, doen dit. Herstel. En laat God jou restoreer. En sodat jy jou identiteit kan vind in Christus, in wie jy is, sodat jy met mag en krag en autoriteit deur hierdie lewe kan stap. Want ek kan vir jou een ding sê, die eerste ding wat die vyand doen is, hy val jou identiteit aan. As jy nie een het nie, en jy weet nie, en jy is onseker, gaan hy vir jou aanval, want jy weet nie wie jy is nie. Jy weet nie wat se mag en krag jy het nie, wat in jou is, deur Jesus Christus wat jou krag gee nie. En ek kan hierdie nie genoeg vir julle sê nie, ek kan hierdie nie genoeg herhaal nie, ek kan nie, dit moet insink, dit moet deel van jou leefstyl word, sodat jy kan weet, maak nie saak wat jy doen, maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. God roep jou by jou identiteit, en soms mis ons die oproep. Soms mis ons dit, en ons steur ons self nie daaraan nie. Maar daar gaan 'n dag kom, dat jy nie die kans gaan hê nie. Terwyl jy die kans het, vat dit. Stap met mag, en stap met autoriteit, deur hierdie lewe. En jy sal sien, die lewe, jy gaan hom nie stap nie, jy gaan dans. En ek wil vir elkeen van julle sê, baie dankie, dat julle ingeskakel het om te luister. Mag julle geseënd wees, mag julle veilig wees, mag God se liefde saam met julle beweeg. En onthou, moet nooit in jou eie insig te staat maak nie. Vertrou volkome in die Here.